episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre al ons luisteraars en ook my 3 mede gasheere teenwoordig, Jonker en Gerry en ook Jan Louis. Hoe gaan dit met almal vanoggend? Goed en daar. Ook goed. Ja, gaan goed, dankie hoor. Goed, by die ander manne ook. Ja, dankie julle. Vanoggend begin ons met 'n nuwe reeks. Ons wil hierdie reeks doen in 'n tyd waar menslike seksualiteit, veral wat die Bybel vir ons daaroor leer, onder geweldige aanval is. Ons is almal bewus van baie dinge in die media, hoe seksualiteit gedefinieer word, wat jy daarvan maak. LGBTQ kan nog letters bykry en dit stop net nie. En ons weet ook hoe dit uitspeel in ons skole, ons weet hoe dit oral afgedruk word in mense se kele. En so in hierdie agtergrond het Dominee Afrikaans, Christopher J. Gordon van Amerika, 'n kerk, een van ons van die, ek weet hy's 'n susterskerk verhouding met die gereformeerde kerk, as ek reg is, hulle kerkverband, is ek reg? Ek het katekismes geskryf en ons sal later 'n bietjie meer praat oor hoekom die woord katekismes, maar net vir die inleiding om die bron te gee en waar dit vandaan kom, het 'n katekismes geskryf om baie spesifiek hierdie, kom ons noem dit die seksuele revolusie op die menslike seksualiteit aan te spreek. En ons het gevoel dis 'n baie belangrike dokument wat baie nodig is in ons tyd en ons wil graag dan 'n potgooi reeks hieroor doen van rowweg 12 episodes. Dit mag meer word soos ons tyd aanstap want dit is 'n groot onderwerp. Maar vanoggend wil ons dan met 'n inleiding begin oor presies die agtergrond van die dokument, waarom dan iets soos 'n katekismes oor menslike seksualiteit en dan ook dan wil ons eerste 2 vrae doen. Net kortweg, die katekismes is geskryf op dieselfde vorm as die Heidelbergse katekismes, eerstens in 'n vraag en antwoord vorm, en dit begin ook met 'n soortgelyke inleiding van ons troos, en dan is dit ook in 3 dele verdeel. Hoe God ons gemaak het, hoe die sondeval dit verwring het, maar wat is die oplossing en die hoop van die evangelie in Jesus Christus. En so ja, dit met daai kort inleiding, voor ons na ons eerste punt oorgaan, kan ek dan gou vir Jan Louis vra om vir ons iets by te sê. So die woordjie katekismes kom van die Griekse woord kategeo af en dit beteken bons. En die hele idee van 'n katekismes, en dit is trouwens ook die formaat waarin meeste katekismese wat ontstaan het in die tyd en sedertdien die reformatie, dat dit in vraag en antwoord geskryf is. Jy sal spesifiek sien hoe Calvin se katekismes geskryf is leermeester student. So dis soos 'n bal wat gebons word. Jy gooi die vraag en die antwoord kom terug. En dit is eintlik nog 'n nuttige manier om materiaal te ontvang en te absorbeer, is makliker om te onthou. En dis die hele punt van 'n katekismes. Dis 'n leerboek, dis 'n handboek, dit help kinders makliker onthou. En dit het in Hebreë oor katekismese. As jy spesifiek kyk na hierdie katekismes wat geskoei is op die Heidelbergse katekismes, dan is 'n pragtige indeling ook ter wille daarvan dat 'n mens dit maklik kan verteer en onthou. Want dis die punt van 'n katekismes. Dit is veronderstel om onthou en gebruik en in die volksmond te leef. Ja, dankie Jonker, kan jy gou ook vir ons hierby sê en net ter 'n bietjie rigting van ons opname. Ons gaan in diepte oor hierdie situasie praat van die woord katekismes in ons antwoordgedeelte. So net inleidend 'n paar opmerkings hier, dan kan ons daar in diepte gesels. Ja, Jaco, ek wil net byvoeg by jou inleiding, wat baie mooi is een van ons ouens van Scriptura het Niklas
Hy het die katekismes vir ons oor vertaal in Afrikaans en ek dink daarvoor kan ons net so dankbaar wees dat ons dit in Afrikaans kan hê en as ek dit nie mis het nie, het ons jy weet sal geruime tyd terug het ons selfs die goedkeuring dat ons dit kan versprei en elektronies kan versprei en dit so ons het by ons eie kerkverband se uitgewers het ons die boek in Afrikaans beskikbaar en dit is ook elektronies beskikbaar. Ek glo ons sal dit seker ook op die opname aanheg. Net dit inleidend. Ja. Goed, met daai kort inleiding dink ek kan ons sal nou 'n bietjie meer in detail kom by die volgende punt onder die antwoord van die probleem. Daar kan ons bespreek die hele konsep van katekismes en hoe mense dan nou moet doen. Moet mense dit 'n katekismes enigstens noem of wat ook al. Maar kom ons skets net eers bietjie die probleem. Ek dink dit is die agtergrond van hoe die katekismes ontstaan het en hoe Dominee Gordon dit dan begin skryf het is dat hy sê hy het verskeie insette gekry van in hulle kerkverband en van verskeiene kerkleiers in verskillende verbande ook af en die probleem wat geïdentifiseer is dat alhoewel die katekismes ons 3 formuliere van eenheid 'n breedvoerige dokument is en alles vir ons opsom vanuit die skrif en vir ons die duidelike beleidende buitelyne gee, is daar tog in mense se gedagtes 'n vraag oor spesifieke toepassings in sekere tye en ons sien tog in sekere tye, kom ons noem dit 'n fokus op 'n sekere probleem. En dan veral in ons tyd dan nou iets soos die hele seksuele revolusie van homoseksualiteit en transgender en baie uit verskeie en diepte forme daarvan waar daar groot vrae oor ontstaan en dis die probleem wat gesien word en so kom ons gesels 'n bietjie daaroor oor die idee van dat elke era dalk unieke probleme sal hê wat ons dalk sal in diepter en beter moet uittrap. Ek dink hier aan Paulus wat geskryf het in Romeine 1 toe hy oor die hele kwessie van sonde praat en dat niemand vir ons skuldig is nie, selfs sê dat die mens dink nuwe sondes uit. So ons kan verwag dat selfs in ons era ons gaan dinge sien wat 'n vorige era dalk nie eers mee gekonfronteer was nie. En dalk die nodigheid vra van 'n dokument. En of jy dit katekismes noem kan ons verder oor gesels. 'n Dokument om probleme, 'n belydenis om iets aan te spreek en wat sê die kerk oor 'n spesifieke saak. Wat wil julle daaroor sê, broers? Ek dink ons moet vashou daaraan dat daar regtig niks niets onder die son is nie. So dit wat ons beleef en sien is dalk 'n ander toepassing of 'n ander uitleef van die sonde. Maar ons sien hoe die duiwel al hoe meer aan die fondamente, nog altyd aan die basiese dinge begin karring nou. Iets wat paar jaar terug mense as so voor die hand liggend aanvaar het, laat almal dit sal glo, die mens is man en vrou, word nou bevraagteken. En dis sommer al die eerste bladsye van die Bybel. God het man en vrou gemaak, punt. En sommer in die eerste bladsy van die Bybel al lees ons die duiwel se woorde aan Eva, maar het God regtig gesê. En dis waarmee ons maar te doen het, die rug is op God gedraai, die rug is op God se waarheid gedraai, en nou sien ons al hierdie interessante idees, maar is 'n man, is 'n vrou, liefde is liefde, en deel daarvan moet ons natuurlik sien dit is die einde van Romeine 1, wat uiting kry, God gee mense oor, dis deel van sy oordeel. So hierdie is 'n baie belangrike en nodige onderwerp om te bespreek, maar dis ook nie een waarop daar nie antwoorde vir ons gegee word nie. Ja, as ek miskien net van my kant af nog 'n verdere illustrasie kan gee om miskien die punt te belig, die probleem, elke era nuwe uitdagings. Ons dink aan kunsmatige intelligensie, AI soos hulle dit noem. Ek meen die raamwerk vir daai is in die skrif, dis duidelik daar, maar die woord AI of kunsmatige intelligensie is nie per se net so in die skrif of in ons katekismes nie. Maar die skrif spreek dit gewis aan, daar's niks nie in elke tyd nie. Maar ons gaan definitief as kerk in hierdie era waarin ons is met hierdie nuwe uitdaging,
is 'n tweede uitdaging, as ek dit so kan noem, verskeie ander, moet gaan diep nadink hieroor en dalk 'n beleidsdokument dalk selfs op 'n stadium uitsit daaroor. Van hoe sien die kerk AI? Hoe sien die kerk LGBTQ? En hoe moet ons reageer daarteenoor? Wat is die antwoorde? Daar's baie vraagstukke in lidmate se gedagtes. Hulle word gekonfronteer met geweldige vraagstukke oor hierdie onderwerpe, dinge wat nie so duidelik geartikuleer word nie. En ek dink dis ook hier waar ons katekismusprediking dalk soms tekort skiet in die toepassing van die katekismus. Ons preek ons katekismus dalk baie meer soos 'n leerdokument, maar ons moet seker maak dat ons die toepassing van die katekismus ook duideliker uitwerp, sodat hierdie tipe goed aangespreek word. En dit mag lei tot 'n dokument soos die wat Dominee Christopher Gordon saamgestel het, 'n katekismus oor menslike seksualiteit. Jonker, wil jy nog iets by sê? Ja, Jaco, dankie. Ek wil noem, kyk, in Exodus, die Bybel leer niks is niets onder die son nie, nee. Waar staan dit in Prediker, dink ek. Ek bedoel, die dinge gebeur maar net, die sonde gaan voort. Die evangelie bly dieselfde. Maar tog in verskillende tye kom dit verskillend na vore en word die sonde verskillend uitgeleef op 'n verskillende manier, nee, op 'n unieke manier weer. En tydsgees speel 'n belangrike rol. So wat ek eintlik daardeur wil sê is die seksuele revolusie het nie hier begin nie, nee, ons moet bietjie die geskiedenis in ag neem elke keer en sien maar dit het eintlik lank terug gebeur in die 60er jare, ons weet en mense moet pas op dat ons nie die geskiedenis verleer nie, want dan moet ons die wiel van voor af ontwerp, maar as ons die geskiedenis in ag neem, dan sien ons, hoorie, maar hierdie hele seksuele revolusie het 'n aanloop gehad en vandag sien ons die vrugte daarvan, die uitvloeisels daarvan in volle vaart. So dis nie nuut nie, maar soos ons nou ons punt maak, elke era het sy nuwe uitdagings en die uitdaging wat ons vandag het vir my so uitgestaan aan die inleiding van Gordon se boekie waar hy sê die hedendaagse kultuur is daagliks besig om ons en ons kinders met die heersende idees van die dag te katekiseer. So of ons dit nou wil weet of nie, ons kinders word beïnvloed deur hierdie dinge. En hulle word geleer, so as ons hulle nie gaan leer en gaan katekiseer nie, gaan die wêreld dit doen, en hulle doen dit tans reeds in die skole. Hulle doen dit selfs op sogenaamde wettige menseregte wyse. En dit is die gevaar daarvan. Dis eintlik verskriklik om te dink. Ja, dan net kortliks voor ons oorgaan na ons volgende punt toe. In die voorwoord wat Rosaria Butterfield geskryf het, en ons die van ons luisteraars wat nie bewus is van haar is nie, sy, as ek reg onthou, was sy professor op universiteit in Engels, en sy was 'n lesbiese vrou, wat ook in 'n lesbiese verhouding was, en sy het tot inkeer gekom en gedraai na Christus toe, waar die hoop is en die antwoord is waar ons dan ook sal praat, maar in die voorwoord sê sy, dat toe sy in 'n lesbiese verhouding was, sou sy groot baat gevind het by so katekismus. So katekismus wat 'n hulpmiddel kon wees vir gelowiges in so 'n tyd. So daar getuig sy van die groot belangrikheid en nood vir so 'n dokument, of vir so iets in ons tyd om te leer. Ons dink kan ons volgende punt dan oorgaan, en die idee nou is dat ons 'n tipe van 'n probleemstelling gemaak nou, om te sê, maar goed, ons sien wel 'n leemte iewers wat ons graag wil aanspreek, en wat is die antwoord daarop? En die antwoord wat Dominee Gordon dan benader het vanuit verskeie insette wat hy gekry het ook in hulle verband en ander verbande, was om te sê, maar kom ons skryf dan nog 'n katekismus wat die uitdagings van elke era aanspreek. Ek dink hier sal ek graag wil 'n bietjie gesels oor eerstens oor die idee van 'n katekismus, want die woord katekismus sit mos in almal van ons gereformeerdes se gedagtes, en so die vraag by baie sou wees, maar waarom 'n nuwe katekismus? Dit strook nie lekker met wat ons dan sê oor ons belydenis nie. So ek dink ons wil eerstens graag wil definieer, wat bedoel ons met katekismus? En die dokument se naam is 'n nuwe katekismus oor menslike seksualiteit. So wat bedoel ons met 'n nuwe katekismus? Wat 'n plek en ruimte het dit in ons as gereformeerdes in Suid-Afrika, baie meer spesifiek,
In hulle konteks is hulle gelukkig om dit te hê. Maar hoe voel ons daaroor? En wat gaan ons daaroor sê? En hoe gaan ons dit gebruik? En dan die antwoord is wat die katekismes vir ons dan bied. So ek laat dit dan ook aan julle oor. Wie is eerste Jonker? Jaco, dankie. Weer eens nee, ek dink ek stem saam met wat Gordon sê in sy inleiding. En ek het soveel jare eintlik al dieselfde kom ons sê worsteling as wat hy beskryf. Hy sê ons het vir soveel jare en dekades en dalk selfs eeue nê onsself weerhou daarvan om nuwe katekismese te skryf want ons wil nie die bestaande katekismese ondermyn nie. Want die bestaande katekismese is voldoende. En ons het niks niets nodig nie want die bestaande katekismese of belydenisgeskrifte verduidelik die gesonde leer van die skrif vir ons baie duidelik. Maar wat hy dan uitlig en ek is heeltemal eens daarmee is dat vanuit die reformatie is ons 'n belydende kerk en die reformatore en al die hele kom ons sê maar beweging wat daar ontstaan het gereeld nuwe katekismese na vore gebring om in die konteks van die tyd die skrif te laat spreek sodat die soos wat ons mooi in die gereformeerde kerk sê dat die belydenisgeskrif die skrif nasê. So ons is nie besig om die skrif te ondermyn of oor te skryf nie. Ons is besig om die skrif na te sê in die dag en tyd om juis en dis die kern van 'n katekismus ook, nie net om die gesonde leer te oor te dra aan kinders nie, dit ook, maar veral om dan die dwalinge te bestry wat in die dag en tyd versprei word rondom die Christelike geloof. Ek bedoel Johannes Calvin se institusie is maar 'n voorbeeld daarvan hoe hy in die inleiding daarvan skryf. En dit is wat ons glo. En dan verantwoord ons dit wat ons oortuig is van soos wat ons ook in die Petrusbrief leer ons moet doen. En dis ook wat Scriptura wil doen om te weerlê en te reg te wys en te onderrig en al dies meer wat in 2 Timoteus 3 vers 16 staan. Dit wat Jonker gesê het is mooi opgesom om te sê dit is hoe die historiese belydenisskrifte ontstaan het en as mens spesifiek kyk na die Heidelbergse katekismes wat het gebeur, hulle het 'n leerboek nodig gehad om die hoofsom van die gereformeerde leer vir die kinders te leer en dit het in sy tyd baie mooi doel gedien om dit reg te kry. Die Dordtse leerreëls het ontstaan in 'n tyd uit daai synode met die remonstrante. So hulle was 'n spesifieke aanleiding tot die skryf van hierdie belydenisskrifte. Maar 'n katekismus voordat 'n mens kyk na dis 'n amptelike belydenisskrif van die kerk. Katekismus is gewone leerdokument. En hier is 'n bepaalde dwaling wat aangespreek moet word. Met ander woorde die dwaling van identiteit wat selfbepalend of kultureel bepalend is. En wat sê die gereformeerde, wat is die gereformeerde siening? Wat is die skriftuurlike siening van wat identiteit is? Identiteit is gewortel in die skrif en dit word verduidelik deur hierdie spesifieke dokument. En dit sê gewoon die skrif na. So dit wat Jonker gesê het, baie belangrik. Maar mense moet onthou, dis niks anders as dat kerke of 'n predikant byvoorbeeld saamkom en sê, dis wat ons byvoorbeeld oor hierdie saak of daai saak sê nie. Dit vat nooit die plek van 'n amptelike belydenisskrif nie, maar dit gee tog 'n bepaalde siening of 'n bepaalde belydenis oor 'n saak weer wat belangrik is om mense te leer in ons gemeenskappe. En ek stem saam, dit is 'n ding wat nogal broodnodig in ons tyd geword het, want hoewel die Heidelbergse katekismes in die verduideliking van die 10 gebooie hier van Sondag 34 af tog iets sê oor seksualiteit en oor wat die 7de gebod is dit baie breed en ons het baie die moderne tyd het baie tentakels en baie uiteenlopende sake en dinge gemaak van die ding rondom seksualiteit, sodat mense werklik nou daarop moet toespits en eintlik elkeen van daai saakies mooi chirurgies gaan verwyder. Ja, kyk die vraag waarmee ons of nie waarmee ons sit nie, maar hoe ons hierdie moet benader, want ek weet baie ouens gaan nou sommer dadelik begin sê, maar hey, katekisme, sê ons nou hier's 'n nuwe belydenisskrif en dis nou amptelik en prediking is tog die verkondiging en die toepassing van die woord, die uitleg en die
toepassing. Dit is waarom ons ook Bybelstudies het en ons geroep is as predikante om nie net te sê wat daar staan nie, maar wat dit sê vir elke mens. En hierdie dokument is presies so, en soos Jonker genoem het, dis tog maar waarvoor Scriptura ook werk, is om die woord toe te pas in mense se lewens, bietjie op 'n ander platform dalk. Dis waarom, en ek dink soms skiet ons hier tekort, ons as predikante en ander gelowiges geroep word om dinge te skryf en opnames te maak oor wat in die wêreld aan die gang is, sodat dit nie net die wêreld se stem is wat gehoor word nie. So ja, dis 'n katekismus, dis 'n leerdokument. Daardeur word glad nie gesê, wel, hier is nou 'n amptelike dokument nie. Daar is 'n pad om te stap as mens iets 'n amptelike dokument sou wou maak. Maar ons moenie, omdat ons nou in goeters hoor en dan in tegniese dinge verskrengel wil raak, die rykdom is en die doel van hierdie dokument en episodes wat volg nie. Dis nodig om seksualiteit aan te spreek in ons tyd, en hierdie is 'n baie handige hulpmiddel daarvoor. Ja, as ek kan saamvat wat ons dan probeer sê onder hierdie punt van die antwoord, skryf 'n katekismus, dan die woord katekismus moenie 'n rooi alarm by ons gedagtes opbring en dink ons sê hier's 'n vierde belydenis van die kerk nie. Ek bedoel, ons het mooi gedefinieer tot hier dat die woord katekismus beteken basies 'n leerdokument en 'n vraag en vorm antwoord, soos wat dit is. En dit beteken dit kan wyd wees. Die woord katekismus beteken nie belydenisdokument nie. 'n Kerk se nuwe belydenis nie. So nuwe katekismus beteken nie nuwe belydenis nie. Jy kan 'n katekismus skryf vir lidmaatskapklasse. So ons kan 'n kerk, ek het 'n lidmaatskapklas geskryf vir ons eie kerk en ek kan dit noem 'n katekismus vir lidmaatskap. Byvoorbeeld, wat maar 'n verwerking is, 'n gekondenseerde, daar's 'n lekker anglisisme vir Jan Louis, vir 'n lidmaatskapklas vir mense wat van buite af inkom. Byvoorbeeld, net om te illustreer. So om hierdie punt af te sluit, hierdie is nie 'n belydenisdokument soos Gerrit reg gesê het nie. Hierdie is 'n hulpmiddel wat by kerke, by huise, by skole, om die huisgodsdiensttafel oral gebruik kan word om hierdie onderwerp aan te spreek. Goed, dit gesê, wil ons dan nou graag oorgaan in ons inleiding, want die inleiding bevat vraag 1 en 2, wat op dieselfde formaat geskryf is as die Heidelbergse katekismus, wat ook 'n troos vir ons bring. En vraag 1 kan ek miskien net lees vir ons uit die dokument uit. Maak hom gou oop. Vraag 1 sê vir ons, hoekom is dit vertroostend om te weet dat ons 'n nuwe identiteit in Jesus Christus het? Dan antwoord dit, omdat ek weet dat ek besig is om in 'n ware identiteit na liggaam en siel deur die verloop van my hele lewe na die beeld van Christus herskape te word, om sodoende myself in God te verheug en om ewig te verheerlik. Ek het my lewe losgekoop, hy het my lewe losgekoop met die kosbare bloed van sy seun en my van die leuen van die Satan in die tuin bevry. Ook waak hy oor my op so 'n wyse dat hy my van elke seksuele onreinheid bevry, as die tempel waarin hy woning maak. In wese, alle dinge moet saamwerk om na my beeld van sy seun te herskep. Omdat ek hierdie nuwe identiteit het, verseker Christus my deur sy Heilige Gees van God se onverganklike liefde en maak hy my van harte gewillig en bereid om van nou af en vir altyd ware vryheid as 'n nuwe skepping te geniet. So die katekismus begin om hierdie eerste vraag, soos ons katekismus aan ons voorhou, die troos. Die troos is hierdie nuwe identiteit wat Christus kom maak het. Ons wat in hierdie verdorwe natuur gebore en ontvang word in Christus bevry na 'n totale nuwe skepping, vry van die slawerny van sonde wat dan ook insluit seksuele sondes. En dit is ons troos, dit is ons hoop, dat ons nie hoef verdorwe mense te bly, in wanhoop te bly nie. Ons het reeds 'n volkome werk deur Christus wat dit insluit, ons vryheid as verdorwe seksuele mense. Goed broers, wie wil vir ons eerste inval? Ek sien Jan Louis. Die hele kwessie van identiteit staan pragtig voorop hierso. En die vraag wat by die wêreld heeltemal verkeerd vra is,
wie is ek, nee, die mense begin by wie is ek, en die vraag wat, eintlik dit is jy die eerste 10 vrae van Calvin se katekismes gaan kyk, jy gaan kyk na sy institusie, wat hy oor kennis, en selfkennis skryf, dan vat hy die kollig af, en hy sê nie wie is ek nie, wie is God, want dit is deur godskennis wat ons weet wie ons is, en in hierdie sekulêre, kulturele, verdorwe wêreld waarin ons leef, wil die mense al hoe meer die aandag, die kollig draai na wie ek is, en wat vir my belangrik is, die man in die spieël, of die vrou in die spieël wil ek aanprys, en wil ek groter maak, en wil ek sê wie daai persoon is, dis presies die leuen in die tuin, né? Maar dan kom ons terug na, God sê vir ons, wie ons is, en ons die temas van skepping en herskepping pragtig hier, so want identiteit is nie kultureel bepalend, of dit is nie selfgeskep nie, dit is gegrond in God se skepingsdoel met die mens, en dit is pragtig en hierdie eerste antwoord vir ons mooi uitgelig, wie sê God is ek, en van daar af gaan ek vorentoe, want eers as ek weet hoe groot my sonde en ellende is, weet ek hoe ek in Christus verlos moet word, pragtig in hierdie eerste antwoord kom dit uit. Ja, dit is 'n baie belangrike beginplek, wie sê God is die mens, want as ons aan onsself oorgelaat word, gaan ons buite nou natuurlik dat ons heeltemal nie by die waarheid gaan hou van wat God sê nie, gaan ons sekere dele van menswees amper wil verhef tot die enigste sleutel. En dit is wat ons maar deesdae sien, die seksuele word verhef tot die enigste sleutel of betekenis van menswees. Ek gaan nie sommer na iemand toe stap en sê, hallo, my naam is Gerry, ek is reguit, of wat is die Afrikaans stryd baie my heteroseksueel, ek wil net sê, moes die grootste sonde wat jy so kan pleeg, maar soveel mense sal na jou toe stap en vir sê, my naam is so en so, ek is homoseksueel, of hierdie is my gekose voornaamwoorde wat jy vir my moet gebruik, so asof die hele menswees nou saamgevat word in dit wat jou seksuele siening van jouself is. Voorkeur, ja. Ja, jou voorkeure, ja, ekskuus man, my woorde is bietjie de mekaar vanoggend. En dan kom ons nog daarom is jy reguit. Ja, kom ons nog nie eers uit by die verdraaiings daarvan nie. Alles wat mense probeer gebruik om hulle self te troos en sin te maak, maar sonder God en hy wat sê wie jy is en jou daar identiteit vestig, gaan jy nie daardie sekerheid hê nie. Ja, dit is ook vir my baie mooi hoe hierdie katekismes begin by ons seksualiteit as 'n skepingswerk van God. Daar is geen verwarring in die skrif oor wie die mens is nie. God het hom man en vrou gemaak. Dit is my baie terugdink aan daai film wat Matt Walsh gemaak het oor die enkel vraagstuk, wat is 'n vrou? En hoe niemand dit kon antwoord nie, en die wat dit probeer antwoord, het totaal ontwyk om te sê, wat is 'n vrou? En die oomblik as jy moet sê, wat is 'n vrou, dan weerspreek jy jouself, dan kan jy nie, want jy weerspreek jouself as jy moet sê wat 'n vrou is, so asof dit in ons tyd 'n vloekwoord geword het om te sê, wat is 'n vrou en wat is 'n man? En die katekismes is baie duidelik daaroor, ons is na die beeld van God geskape, as man en vrou, met 'n unieke seksualiteit. Ons seksuele identiteit is gesetel in die beeldskap in God, soos ons geskape is. Ja, en natuurlik wat die eerste vraag ook uitbring, is hoe daai beeld verwronge geraak het, maar die antwoord dat ons losgekoop is. So, die vrugte van homoseksualiteit is die vrugte van die sondeval, dis die vrugte van die sondige natuur, transgender en al hierdie goede wat mense in hulle self verlustig en uitleef. Die hele seksuele revolusie is die vrug van die sondige natuur, maar die troos hierin is dat ons losgekoop is. En wat ook mooi is vir my is, ons dink altyd net aan die verlossing, maar dit sê ook, hy waak oor my op so 'n wyse, dat hy my van alle seksuele onreinheid bevry. En dis 'n geweldige troos om te weet dat my oorwinning oor seksuele begeertes lê nie in myself nie. Dit lê in dit wat Christus gedoen het, sy gehoorsaamheid, maar ook hoe hy die ou mens aan die kruis doodgemaak het. Dis 'n geweldige troos, dink ek, in 'n tyd waar ons met pornografie en in geweldige visuele beelde van seksualiteit gebombardeer word. Jy maak News24 oop, jy maak Netwerk 24 oop, jy maak die internet oop, advertensies, kyk rugby, dis is in jou gesig. Dit is so 'n geweldige
partykeer dink ek 'n las op Christene. Maar hoe kom ek vry hiervan? En dan sê die katekismes ons, maar Christus bewaar ons en hy bevry ons ook daarvan. Jaco, ek wil net terwille van nuwe jong gelowiges sê, ons het so pas 'n reeks voltooi nou daaroor oor 'n nuwe jong gelowiges in die Christelike geloofsleer en dan veral die gereformeerde leer. En ek sien Gordon sê dit ook in sy inleiding dat dit is bedoel ook vir jong gelowiges en wat nie in die geloof is. En wat ek wil noem is dat hierdie eerste vraag en antwoord is baie goed saamgestel en dit is 'n spesifieke nuansering van die Heidelbergse katekismes se vraag en antwoord 1. So waar jy in die Heidelbergse katekismes se vraag en antwoord 1 die vraag vra, wat is my troos, my enigste troos in lewe en in sterwe? En dan gee jy die antwoord daar, dan hoor jy die klanke, dieselfde antwoord, net genuanceerd nou op jou identiteit, en veral dan jou seksuele oriëntasie, of wat ook al dan nou in hierdie samelewing aangaan, wat ek hierdie deur wil sê, hierdie week praat ek met iemand, en wat nie die gereformeerde leer ken nie, en dit is, ek dink, wat noem mens nou, is 'n prediker, né? Ek weet nie wat noem mense 'n lay preacher in Afrikaans nie. Leke prediker. Leke prediking. En hy jy weet, ons praat so nou toe, wat gaan hy nou preek, en wat gaan ek nou preek, en hy vra my, wat gaan ek hierdie Sondag preek, en ek sê vir hom, die oggend gaan ek dit preek, en die aand gaan ek Sondag 1 van die Heidelbergse katekismes preek, en omdat ek weet, hy weet nou nie wat dit beteken nie, sê ek vir hom, dit gaan oor jou enigste troos in lewe en in sterwe, en hy vra vir my, wat's dit? Ek sê vir hom, dat jy nie aan jouself behoort nie, maar aan Jesus Christus, want as jy aan jouself behoort, het jy 'n geweldige probleem. Nou vir ons is dit voor die hand liggend, nê, maar sy reaksie daarin was, wow, dis baie mooi. En ek wil eintlik dieselfde sê van hierdie katekismes. Dit is regtig baie mooi. Om nou die genuanceerdheid, die katekismes stel die feit, die feit dat Christus ons verlos het, dat ons nie onsself behoort nie, en hierdie katekismes verkondig nou aan ons, maar dit het ook implikasies vir ons seksuele oriëntasie. As ek dit so kan noem, dis eintlik vir my nie eens mooi om te noem nie. Maar goed, dis maar net al wat ek wil bydra. Dankie julle, kom ons gaan oor na vraag 2, maar net voor ek dit doen, wil ek net graag afsluit met die laaste gedagte van die katekismes, ook wat vir my ook baie mooi is, dat soos met die Heidelbergse katekismes, dit ook vir ons stel, werk Christus selfs in ons en deur ons, en dat in alle omstandighede, sodat ons toenemend vernuwe en herskep word na hierdie nuwe beeld van Christus. Weereens slaan dit die spyker in op dat ons sit 'n volkome verlossing in Christus. Ons maak nie 'n bydrae nie, ons leef vanuit Christus se volkome werk. Christus het 'n volkome bevryding gebring vir ons seksuele identiteit, as jy dit so wil noem, vir ons seksuele rein lewe, dit wat ons so geweldig mee worstel. En hy werk elke dag in ons en deur ons om ons meer en meer na daai nuwe beeld in Christus te vernuwe. En hy plaas die Gees in ons, soos Galasiërs 5 vir ons leer, wat Gordon ook hier uitbring, en hy maak my van harte gewillig en bereid. Dit is die Gees wat ons in ons werk, en Paulus sê daar in Galasiërs 5, die vlees is swakker as die Gees is sterker as die vlees, en so laat julle die Gees lei. En dit alles het Christus dan vir ons voorsien. Goed, vraag 2, wat moet ek oor menslike seksualiteit en my nuwe identiteit in Christus weet? So om hierdie troos te hê, net soos die Heidelbergse katekisme aan ons voorhou, is daar iets spesifiek wat ons moet weet. Dit is nie 'n pie in the sky wat ongedefinieer is nie. En dan noem die katekismes 3 dinge. Eerstens, hoe groot my seksuele sondes is, naamlik my onheilige begeertes, luste en dade. Tweedens, hoe ek van my seksuele sondes, naamlik my onheilige begeertes, luste en dade bevry kan word. En derdens, hoe ek 'n lewe van dankbare seksuele reinheid in gemeenskap met Christus moet leef. Jonker. Jaco, ek weet ons is by vraag 2 en ek gaan by vraag 2 bly, maar ek wil graag net weer ietsie uitlig van vraag 1 sodat ons mooi kan verstaan, nê. Vraag 1 sê vir ons Christus
vernuwe jou deur die loop van jou hele lewe na die beeld van Christus, hy herskep jou. As mens daardie konsep nie vasmaak en verstaan nie, kan jy nie eintlik verder beweeg in die evangelie nie. Veral nou in hierdie opsig met betrekking tot jou seksuele identiteit. En dis hoekom hy daai 3 vrae vra, soos wat die katekismes ook vra, né? Jou ellende, jou verlossing en jou dankbaarheid. Maar ek dink ons moet besef dat dit is nie deel van God se beeld dat jy vir dieselfde geslag georiënteerd is nie. Ek het verlede week kon ek die geleentheid kry om met mense te praat wat absoluut die evangelie verwerp, maar hulle glo hulle is Christene. En hulle het juist op die punt, toe het ek teruggegaan na die skepingsmandaat wat Paulus doen en wat ons hier ook gesien het nou, en gevra maar oor die skepingsverhaal leer ons mos dat jy die aarde moet bewoon, en hoe kan jy dit bewoon? Hoe kan jy uitbrei? Hoe kan jy jou lewensfunksie verrig as jy nie uitbrei nie? En daarvoor het God man en vrou geskape, sodat daar 'n eenheid kan wees tussen man en vrou, en dat hulle in hierdie eenheid van hulle verskillende seksuele geslagte die samelewing kan uitbou. En so ek dink ons moet, wanneer mens daar die eerste vraag vra, hoe groot my seksuele sondes is, dan moet ons daarby insluit. Besef dat dit nie deel is van God se beeld, wanneer jy selfde geslag verhoudings, seksuele verhoudings wil aanknoop of goed praat nie. Ja, net om dan meer te begin fokus op die vraag self. Die eerste punt wat hy maak is, hoe groot my seksuele sondes is, en wat vir my goed is daarin is, dat hy dit baie duidelik spesifiseer in begeertes, luste en dade. Want is baie gewild in ons tyd, dink ek, om net op die daad te fokus. So, dat die verborgde sondes van die hart staan buite die kategorie van sonde. So asof ek bietjie vryheid in my gedagtes en in my eie hart het oor luste en begeertes. Terwyl Jesus duidelik gesê het, as jy na 'n vrou kyk, met wie jy nie getroud is en jy begeer haar, het jy oorspel gepleeg. Laat die katekismes hier baie duidelik die volle omvang van die sonde, van die wortel tot die eindpunt, die daad omvang. En is duidelik dit is goed om te verstaan, die diepte van ons sonde, want dan sal ons nie regtig die probleem verstaan en die ware oplossing in Christus begryp en dan ook by hom vind nie. En dan tweedens, hoe ek dan van hierdie sondes, hierdie begeertes, hierdie lust en die daar bevry kan word. Dis die tweede ding, so jy die probleem ontdek, hoe diep jou sonde is, moet jy tog by die antwoord uitkom, en die antwoord is Christus. Jan-Louis. Ja, ek dink Jaco, die vraag sê hoe groot is my seksuele sondes, nee. En ek dink 'n mens moet mooi besef dat hierdie seksuele revolusie waarvan ons gepraat het, ongelukkig nie net beperk is tot homoseksualiteit en al daai ander identiteite wat bestaan nie. Dit spreek ook heteroseksuele mense hier aan, nee, want mense is geneig om te dink dat die grootste sonde wat jy kan doen is om homoseksualiteit te bedryf, en inderdaad is dit hoe Romeine 1 vir ons sê wat 'n kentering en skrifgesag tot gevolg het, is byvoorbeeld dat op so 'n manier aan die orde van die dag kom dat mense die natuurlike omgang laat vaar, maar die mens moet weet dit dis nie asof hierdie katekismes of hierdie lering oor seksualiteit heteroseksuele mense verbygaan nie, want ons het as jy mooi gaan kyk in die skrif 1 Korintiërs 6 sê baie mooi dat die seksualiteit van die Korinte selfs heidene sou gegrief het, nee, in die manier hoe hulle te kere gegaan het. So belangrik om te onthou dat jy kan eintlik nie vingers wys nie, en dat dit my ook aanspreek. Ek het op ons groepie het ek die opmerking gemaak, ek hou van die indeling, nee, hierdie vraag, sonde en ellende, verlossing, dankbaarheid, want dit is handig, en dit is op die patroon wat ons geleer is met die katekismes. Dis my so 'n bietjie jammer, dat die katekismes dan anders uiteengesit word met skepping en agters, want dit is amper asof hierdie twee goed met mekaar strook nie, dis nie onoorkommelik nie, maar dit is tog 'n punt wat ek wou maak. Dis interessant hoe die uitleg dan verder gaan, en hy het hierdie
inleiding is so skerp en dan gaan jy skepping en ek verstaan hoekom dit gebeur word, want met vraag 3 moet jy begin by maar hoe het God ons geskep nie. So die katekismes, Jonker, jy kan dit doen. Beskryf die katekismes se bedoeling. Ek dink jy kan vir ons mooi verduidelik. Ek dink jy is die dokter onder ons. Nee, nog nie. Nee, Jan-Louis, al wat ek vir jou sê is, ek dink ons moet, ek verstaan nie mooi wat jy bedoel met, dis vir jou jammer dat die katekismes ander pad met die skepping gaan nie. Ek dink ek verstaan wat jy bedoel, maar ek weet nie of, ek wil net duidelik verstaan wat jy bedoel. So die katekismes, as dit is baie mooi didakties, nee, dit leer vir ons so, en jy wat is die enigste troos in lewe en sterwe, en dan gaan jy met vraag 2 is dit half hoeveel dinge moet jy weet, nee, en presies soos hierso wat hier gevra word, en dan is dit die indeling van die katekismes. Soos jy met katekisante werk, dan het jy dadelik, jy kan vir hulle mooi sê waar in die katekismes is hierdie gedeelte, en sonde en ellende, verlossing, dankbaarheid, sonde en ellende, verlossing, dankbaarheid, en dan val hy so mooi uiteen, dat jy elke afdeling wat jy doen, trek jy terug na watter afdeling is dit, jy trek hom terug na vraag 1 toe, so ek sou dit ook graag hier wil gehad het. Ek verstaan nou wat jy sê. Okay. Net as 'n metode, net as 'n didaktiese metode, net sodat jy maklik onthou waarmee jy besig is. Ja, en dan die tweede en natuurlik die derde punt wat hy maak oor wat is die antwoord en hoe kom ons bevry, word bevry as ons troos, sê hy dat ons bevry word van onheilige begeertes, liste en dade. So ek dink dit wys baie duidelik vir ons die diepte van Christus se verlossing. Christus het 'n volkomme verlossing kom doen, nie 'n halwe verlossing, nie 'n derde verlossing, nie 'n 99% verlossing nie. Die nuwe identiteit in Christus beteken vryheid van begeertes, liste en dade. Ons kan volkomme bevryding by hom soek. Natuurlik sê ons nie ons gaan perfek lewe nie, want daarin het ons ook 'n troos dat ons vergewe word, soos 1 Johannes 1 vers 9 vir ons sê, as ons sonde bely en erken, sal God ons vergewe, want God is getrou en regverdig teenoor die werk wat Christus gedoen het. En dan sê 1 Johannes ook vir ons, dit is ook verkeerd om te dink dat ons 'n volkomme heiligheid gaan bereik, want hy wat sê, ek het geen sonde nie, lieg, sê 1 Johannes. So, ek dink die katekismes wil hierdie punt ook inslaan, dat ons juis ons sonde moet herken, selfs as Christene. En dis wat dit ook probeer doen, en wat ons ook leer in ons gereformeerde leer, dat die wet kom wys juis vir ons die grootsheid van ons sonde, sodat ons toenemend afhanklik van God kan leef. En natuurlik, soos die katekismes ook vir ons leer, ons dankbaarheidswerke, die derde deel van Heidelbergse katekismes. En is vir my mooi hoe hy die dankbaarheidswerke hier koppel aan ons reinheid, dat hierdie volkomme werk wat Christus gedoen het, juis vir ons motiveer tot 'n reine dankbaarheid, dat ek graag my eie, as ek 'n ongetroude is, my maagdelikheid met dankbaarheid wil bewaar. Dis nie 'n las nie. Ek wil graag die huweliksbed heilig vir my en my vrou. Dis 'n dankbaarheid teenoor wat Christus vir my gedoen het met die nuwe identiteit. Jonker. Ja, Jaco, ek wil eintlik sê vir luisteraars wat dan nou luister, daar is natuurlik baie, wel, alle luisteraars luister, nee. Daar is natuurlik die vraag wat opkom by baie mense op hierdie punt, en vra mense baie keer opreg en baie keer moetswillig, maar wat sê julle dan nou, mag ons mense toelaat in die kerk wat nou hulle seksuele losbandigheid, kan mens dit noem, uitleef? Wel, in hierdie oriëntasie van selfde geslag oriëntasies, nee. En ek dink ek so bly het begin met ingelei met in Johannes 1 vers 9, want niemand wat sê dat hy sonde of sonder sonde is, kan eintlik is eintlik 'n leenaar, maar ons almal het sonde. En wat hier eintlik vir ons gesê word is, ons almal is sondaars, maar ons kan nie volhard in ons sonde nie, want dan kan jy nie regtig jouself reken as, volgens die Bybel reken as 'n kind van God nie, want 'n goeie boom dra goeie vrugte en 'n slegte boom dra slegte vrugte. So ons stryd teen die sonde, en ons te stryd teen die sonde deur die Gees natuurlik wat ons daarin lei om juis daardie seksuele reinheid na te streef, en die begeertes wat
van nature uit die hart uitkom dood te maak, nie te bevorder nie. So eintlik wat ek dan nou wil antwoord is, ja, alle gelowiges, eintlik alle mense is welkom om onder die geklank van die woord te sit, en hulle moet dit hoor, want dit is die woord wat al die uitverkorenes sal roep tot bekering, wat in al die uitverkorenes se harte sal werk, maar ons kan nie daarin sê, almal is so welkom dat ons nou maar net soos een of ander klub, lidmaatskap vir jy betaal en sê jy's welkom soos jy is. As ons 'n baie dwalende liedjie wat sê kom net soos jy is, nee. Dit is so, kom net soos jy is, maar kom en bekeer. God aanvaar jou vanuit die plek waar jy kom, maar hy verander jou deur sy gees. Hy vra nie vir jou om so te bly nie. So ek dink dit is wat vraag 2 of die tweede en die derde plek mooi vir ons stel, dat jy bevry word deur die evangelie en dat jy dit moet bestry in jou heiligmaking. Ek dink ek wil aanhaak by wat Gerry nou gesê het. En ek wil sê die wêreld leer ons vandag die belangrikste ding aan jou is jou seksualiteit. En hoe jy identifiseer. En wat jy sê jou identiteit is. En wat hierdie vraag en antwoord vir ons sê is, ek moet minder word, sodat hy meer kan word. Dis dit. Ja, is 'n goeie hoogtepunt, as ek dit so kan sê, daai. Jan-Louis, dankie daarvoor. So, om op te som en om af te sluit, vraag 1 en 2 kom na ons toe, dit hou hierdie troos aan ons voor, in 'n wêreld wat so verward geraak het, wat nie meer identiteit het nie, wat so anti-God is en sy eie identiteit definieer, sy eie identiteit aktivisties in sonde definieer. Kom hierdie katekismus na ons met vraag 1 en hy sê vir ons, hier is die identiteit waarin God jou geskaap het as man en vrou. Die rede hoekom die wêreld so is omdat ons in sonde geval het. Maar God het nie daar gestop nie. Hy het in Christus 'n nuwe hoop aangekondig in Genesis 3 vers 15 en 'n herskepping gedoen, 'n totale nuwe skepping gedoen in Christus met 'n nuwe identiteit. 'n tweede Adam. In Christus sterwe ons, in Christus staan ons op. En dan kom gee ons ook die antwoord, maar hoe deel ek in hierdie troos? Hoe ontvang ek hierdie verlossing? Met 'n totale volkome kennis in Christus, om hom beter te leer ken, op hom te fokus. Ek klim nie die trappies hemel toe nie, ek bou nie 'n leer hemel toe nie. Christus kom reeds na ons toe. Hy het in hierdie wêreld ingekom, mens geword, na ons toe. Hy het hierdie nuwe mens kom maak in ons liggaam, deur sondeloos te lewe vir ons, deur hierdie ware seksualiteit wat God geskaap het en bedoel het ons moet wees, te kom leef. En dit is dood te maak die ou mens en 'n nuwe mens op te wek met vryheid, dankbaarheid dat ek 'n man is, met dankbaarheid dat ek 'n vrou is, erkenning van man en vrou wat God gemaak het en 'n liefde daarvoor. Ek is lief om 'n man te wees. Ek is lief vir die identiteit van 'n man wat God gemaak het. Ek is lief vir die identiteit van 'n vrou wat God gemaak het, om dit te erken, absoluut te ken en daarin te verlustig en dit te soek in Christus en uit te leef in Christus. Dit is wat vraag 1 en 2 na ons toe bring. Dankie julle, dit was 'n wonderlike verrykende episode. Ek vertrou dat dit ook vir ons luisteraars saam met ons op hierdie pad deur hierdie katekismus verrykend sal wees. Tot volgende keer.